staan jou man. Ek begin deur te gaan na Romeine 12 vers 2 in die Afrikaanse vertaling vir almal. Hy sê so mooi, hy sê, julle moenie wees soos die mense van hierdie wêreld nie. Julle moet vir God vra om julle te verander, sodat julle die regte dinge sal dink. Dan sal julle die regte dinge doen wat God wil hê julle moet doen. Goeie dinge, dinge waarvan hy hou, dinge wat heeltemal reg is. Om nie gelykvormig aan die wêreld te wees nie, beteken dat ons sê nie ja vir die maklike nie, en ons is nie bang vir die moeilike nie. Kan ek 'n amen kry? Om radikaal te wees beteken ons sê nie ja vir die maklike nie, en ons is nie bang vir die moeilike nie. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het die Heilige Gees vir ons gegee, en daarom is ons nie bang nie. Nee, die Heilige Gees maak ons sterk en help ons om lief te wees vir mense, en laastens, dit help ons om reg te besluit op wat ons moet doen. Nou vandag wil ek vinnig delf in Numeri 13 en Numeri 14, waar dit praat waar God met Moses gesels, en hy sê vir hom, Moses, jy moet manne uitstuur om die land te gaan verken. Daar is iets wat vir julle wag, maar ek het 12 dapper manne nodig om te gaan kyk hoe lyk dit en vir julle 'n goeie verslag terug te bring. En dis wat ons sien in Numeri hoofstuk 13 vanaf vers 1 en 2 sê dit, en die Here het met Moses gespreek en gesê, stuur vir jou manne uit. Vers 18 en 19 later in die hoofstuk sê, en God praat met hulle en sê, bekyk die land, hoe dit is, en die volk wat daarin woon, of dit sterk of swak, en of dit min of baie is, en hoe die land is waar hulle woon, is dit goed, is dit sleg? Hoe lyk die stede waar hulle woon, laars of vestings? Vers 20 sê, ook hoe die land is, of dit vet of skraal is daar bome, is daar nie bome nie, maar een ding is verseker, ek vra vir julle, wees dapper. Wees dapper en bring van die vrugte van die land saam. Dit was die tyd van die eerste druiwe. En hier gaan hierdie 12 manne en hulle gaan bekyk die land. En vers 25 sê, na 40 dae het hulle teruggekom van die land wat hulle verken het. So hier gaan 12 manne, almal het dieselfde perspektief, hulle het dieselfde opdrag, word gestuur deur dieselfde God, deur dieselfde leier, met dieselfde voorsiening, in dieselfde span. Kom ons hoor wat sê hulle. Vers 27 sê, en hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het. En waarlik, dit loop oor van die melk en die honing. Kyk net, hier is sy vrugte. God stuur hulle, hy openbaar aan hulle die belofte wat vir hulle wag. Dit lyk goed, dis 'n land van melk en honing. Vers 28 kom en manne, dis baie keer waar ons vashak en waar ons nie ons man staan nie, ons sien voor ons oë wat die Here wil doen, ons hoor in ons ore waantoe hy ons wil lei en dit lyk goed, dis 'n land van melk en honing, hy het jou geroep vir 'n tyd soos die, hy maak die regte deure oop vir jou, en jou besigheid, vir jou familie, vir jou kinders, dit is 'n land van melk en honing, en daar waar ons moet stop en vertrou en vorentoe gaan, kom seker een van die hartseerste woorde wat ons as mans aangeleer het, vers 28 begin met daai woord en sê, maar. Dis 'n land van melk en honing, maar. Het sê, maar die volk wat in die land woon is sterk. En die stede is versterk en dis baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Ewe skielik, waar hierdie 12 manne gaan, is daar 'n meerderheid van die manne wat nie kan sien wat God sien nie, maar hulle kyk soos die wêreld kyk. Daar is 'n land van melk en honing, hier's 'n land van geleentheid, hier's 'n land van oorvloed, maar ek sien die probleme raak. En is in daai oomblik wat Caleb opstaan, en dis waarop ek manne wil roep vandag, om jou man te staan, beteken soms om gesprekke wat jy hoor, stil te maak. Kan ek 'n amen kry? Daar's besekerde gesprekke wat om jou plaasvind, man van God, radikale man wat glo in jouself, man wat sy man staan, daar's sekere gesprekke wat om jou plaasvind, wat as jy dit hoor, moet jy sê, genoeg is genoeg, jy praat nie verder so om my nie. Om jou man te staan is om vir waarheid te staan en vir waarheid te veg. Vers 30 sê, toe het Caleb die volk stil gemaak teenoor Moses.
In daai oomblik toe hulle hoor wat alles in daai land is en die probleme wat kom, het hulle so kwaad geraak vir Moses en Aaron. Men, we need to have one another's backs. En ons moet veg vir waarheid. Caleb maak vir hulle stil. Hy sê vir hulle, bly julle stil. Ek dink as daar 'n 2026 weergawe was, het dit gesê, Caleb het die wat nonsens gepraat het stil gemaak. Bly hou jou mond. Moenie nou praat soos jy praat nie. Het sê, hou nou op met hierdie dinge wat julle dink. Laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Caleb sê, luister die manne, ons het gesien wat julle sien, ons het ervaar wat julle ervaar het. Hoe kan julle so negatief wees? Come on, hierdie land is vir ons bestem. Don't talk negative. Trust in God. Staan jou man. Vers 32, en hier is waar die moeilikheid kom. Manne, as ons nie die berigte stil maak van negativiteit nie, gaan dit ons volk begin beïnvloed. As ons nie die sleg gepraatry en die negatiewe gesprekke gaan stil maak nie, gaan dit ons volk en ons land en kom ons maak dit uit ons dorp, ons Kosh area, gaan dit negatief beïnvloed. Want vers 32 sê, so het hulle dan die slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, dit is 'n land wat sy inwoners verteer. En al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Sien, as ons nie ons man staan nie, gaan daar berigte by ons vrouens en ons kinders uitkom, wat 'n vrees in hulle harte kweek, dat as jy as man opstaan en sê, kom ons gaan vorentoe, gaan jou vrou en jou kinders nie saam met jou kan gaan nie. God stuur 12 manne, sien, manne, dit begin by jou. God plan daai droom en hy wys jou wat kan wees, maar as jy gaan terugstaan en toelaat, laat die opinies van ander jou voetstappe bepaal, gaan jy nooit in die beloofde land uitkom nie. Staan jou man. Maak die ander stil voor dit in jou volk versprei, voor dit in jou huwelik versprei, voor dit in jou gesin, jou familie, jou besigheid, langs die sportveld, wanneer ons seuns ondersteun, kan ek 'n amen kry. Negatiewe gesprekke is nie waar dit moet wees nie. Maak dit stil, staan vir waarheid. Van die 12 wat gegaan het, ken julle die storie baie goed, het 10 gesê, ons kan nie vorentoe gaan nie. Net omdat die meerderheid daarvoor stem, beteken nie dis die waarheid nie. Die waarheid is nie 'n demokrasie nie. Die waarheid word nie bepaal deur die meerderheid nie, die waarheid word bepaal deur God. Amen. Veg vir waarheid, dit sê in hoofstuk 14 vanaf vers 6 en 7, en so het Joshua en Caleb, die twee wat die land verken het hulle klere geskeur. Hulle was frustreerd en verboureerd met hierdie volk, met hierdie 10 spioene. Hoe kan jy so negatief praat? Hulle kom op 'n plek van desperaatheid. Hulle skeur hulle klere in hierdie vergadering, want hulle wou terug gaan Egipte toe. Jy sien, as ons nie negativiteit gaan stop nie, gaan ons volk wil teruggaan na die vorige dinge toe, maar ek wil vandag vir iemand sê, dit wat verby is, kan nie vergelyk met dit wat op pad is nie. Dis nie my opinie nie, manne, dis die woord van God, dis Romeine 8 vers 18, hy sê die dinge wat op pad is soveel meer, is soveel groter, is soveel beter as dit wat jy beleef het. As jy dink die ou dae was goed, moet jy vashou aan God, want dit wat kom is nog beter. Kan ek 'n amen kry? Kom ons gee die Here prys vanmôre. Dit wat kom is beter as dit wat was, but you got to trust in God. You've got to rely on the Holy Spirit to lead you and to show you. Het sê dat hulle klere geskeur en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en hulle het vir hulle gesê, daai woord gesê, hulle het met hulle gesmeek, hulle het gesoebat. Sê manne, hoe julle sien op die oomblik en daai vrees wat julle ervaar is nie van God af nie. Het sê die land wat ons deurtrek het om dit te verken. Hoor my volk van Israel, sê Joshua en Caleb, dit is 'n buitengewone goeie land. Dit wat op pad is, dit wat in stoor is buitengewoon. Dis bo dit wat ons kan dink. Kyk net die grootte van hierdie druiwe.
God het vir ons iets beautiful in stoor. Hou op negatief wees. Het sê verder in vers 8, praat hulle met die volk en sê as die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en hy sal dit aan ons gee. Hy sal ons gee die land wat oorloop van melk en honing. En dan pleit hy met die volk in vers 9, hy sê, wees net nie teen die Here opstandig nie. Kom ons hou nie in ons manne 'n gees van Jona nie. 'n gees van vrees wat weghardloop van die stem van God af, 'n gees van vrees wat in die teenoorgestelde rigting gaan, kan ons saamstem vanmôre, God is die Alfa en God is die Omega. Dit wat hy begin het, sal hy volbring. Net omdat hy met jou begin het, beteken hy gaan jou in die middel los nie, man van God. Hy sal saam met jou stap, elke dag, elke nag, op die bergpieke en in die valleie, sal hy saam met jou wees. Moet net nie opstandig wees teen die Here nie, en julle nie bevrees vir die volk van hierdie land nie, want hulle is ons spys. God sal hulle oorlewer in ons hand, is wat hy hierso sê. Hulle beskutting het van hulle gewyk. Die Here is met ons. Ek wil vir iemand vanmôre sê, die Here is met jou. Die Here is saam met jou. Moenie die volgende seisoen wat op pad is, vrees nie. Glo in jouself. Wat beteken dit om in jouself te glo? Dit sê in Kolossense, die hoop van heerlikheid vir ons wêreld is Jesus Christus en hy leef nou in jou. Manne, glo in Christus in jou. Alle dinge sal moontlik wees vir die wat glo. Dit sê, hulle beskutting het gewyk, die Here is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie. Sien, dit was baie moeilik gewees, want selfs al staan hulle hier vir waarheid en hulle gaan teen die meerderheid en hulle staan hulle man. Mense sal dink na daai regte Troy speech, daai 300 speech, sal die hele volk sê, weet jy wat, Joshua, Caleb, ons is saam met julle, ons hoor wat julle sê, kom ons vertrek na die land van melk en honing, maar dis nie wat gebeur het nie. Nadat hulle hierdie beautiful motivational speech gegee het en almal mekaar gekyk het, hulle klere geskeur het, wil die volk hulle stenig. Sien man, ons moet nie heeltyd dink dat ons kort 'n pat op die back of 'n thank you vir wanneer ons doen wat reg is nie. Staan jou man ongeag. Sadrag, Mesach en Abednego staan hulle man, hulle bly by hulle karakter. Hulle sê, gooi ons in die vuur, dis reg, ons sal ons God daar ontmoet, maar buig gaan ons nie buig nie. Manne, kan ons verklaar vandag dat ons sal nie manne wees wat ons knie buig vir die dinge van die wêreld en hoe die wêreld dit wil hê nie, maar ons sal staan vir waarheid, ons sal veg vir wat die woord van God sê en ons sal radikale manne wees. We will fight for truth. En dis wat Nehemia 4 vers 14 sê, hy sê, kom aan manne, wees sterk, wees braaf, veg vir jou vrou, veg vir jou kinders, veg vir jou dorp, veg vir jou land, en hierdie geveg is nie 'n fisiese geveg nie, no, everything is spiritual, we fight in the spirit. We fight in the spirit. Maar pastoor, ek is net 'n doodgewone man. Ek het nie 'n teologiese graad nie. Ek maak daagliks foute. Ek vloek nog nou en dan. Ek het al hierdie dinge, hoe kan ek opstaan? Christus in jou is die hoop van heerlikheid en hy roep jou. Die woord sê nie, sort jouself uit en kom na my toe nie. Hy sê, kom na my toe net soos wat jy is. En ek sal jou gebruik vir my heerlikheid. Man, hou op in jouself twyfel, hou op in jou foute vaskyk. Die woord van God sê dat God praat met ons en hy sê, moet my nie herinner aan jou foute nie, herinner my aan my goedheid. Hou op vaskyk in jou probleme van gister en dalk in vandag en rig jou oë na die berge en weet waar jou hulp vandaan kom. He will never leave you nor forsake you. Ek hou van Hebreërs 13 vers 5 in die Amplify dan, ek dog is 'n tikfout, maar is regtig hoe dit gesê is. Hy sê, I will never, never, never leave you. Ek sê, Here, hoe mooi is dit nie? 3 keer, hoekom 3 keer? God die Vader sal jou nooit verlaat nie. God die Seun gaan jou nooit verlaat nie. God die Heilige Gees gaan jou nooit verlaat nie. Hy is met jou. Hy is vir jou.
Ek kom nie vandag met oortuigende woorde nie, ek kom net om 'n vuur aan te steek in jou hart. Wat sê, moenie bevrees vir die reëse wat voor jou staan in die seisoen wat op pad is nie. As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Jona was so bang toe hy na Nineve moes gaan. Daar was ook reëse. En baie keer is ons so bang vir wat met ons gaan gebeur, as ons gaan waar God ons wil hê, maar manne, kan ek vanmôre vir julle sê, dat oral deur die woord kan ons sien, daar waar God manne stuur, het hy hulle bewaar. Daar waar God manne stuur, het hy vir hulle voorsien. Vertrou weer werklik op die Here. Glo werklik dat hy is jou banier. Dat hy is Immanuel, hy is met jou. Dat hy is Rafa, hy is jou geneeser. Dat hy is Jireh, hy is jou voorsiener. Dat hy is Roy, hy is jou herder. Hy is Tekuno, hy is jou righteousness. Glo dat hy met jou is. Glo in God. Glo in jouself. En weet wat die seisoen wat op pad is, lyk dalk onmoontlik, maar met God, manne, met God is niks onmoontlik nie. Met God is niks onmoontlik nie. Ek sluit af met die volgende 3 punte. Punt nommer 1. Glo in God se beloftes, nie opinies nie. Glo in God se beloftes, nie in opinies nie. As jy weet God praat en dis hoekom dit so belangrik is om sy stem te ken, want God stuur die volk, maar net 2 glo. Wees deel van die 2 en nie van die 10 nie. Fokus op die regte dinge. Moenie fokus op die probleme, die tekortkominge of wat verkeerd kan gaan nie. Nee, fokus op sy woord, sy beloftes en sy vermoë. Hy is met jou. Punt nommer 2. Jou identiteit lê nie in die opinies nie. As ons kyk, dan sê dit in Numeri 13:33, daai 10 het gesê, ons was so sprinkane in hulle oë. Dis my eintlik so ironies, dat dis nie die reëse van die land wat hulle sprinkane genoem het nie. Hulle het hulle self dit genoem. Daar was 'n opinie in identiteit gevorm deur daai 10 spioene, want as jy vreesagtig is, gaan jou identiteit nie uitblink nie. So die grootste beperking was nie die reëse nie, dit was hulle eie selfbeeld. En Joshua en Caleb sê, nee. Ons weier, ons identiteit gaan nie gedefinieer word deur julle vrees nie. So manne, ek wil vandag vra, wie se stem bepaal jou waarde? Is dit jou verlede, is dit ander mense, is dit jou mislukkings, of laat jy toe, laat God sê wie jy is? Jou identiteit lê nie in opinies nie. My laaste punt, en ek sluit af met dit. Manne, hou aan glo, al glo niemand anders nie. Staan jou man, staan vir waarheid. Is dalk 'n man vanmôre, hou aan veg vir jou huwelik. Hou aan glo. Moenie moed opgee nie. Dalk is jou besigheid in 'n baie moeilike seisoen, hou aan glo. Is jou kinders rebels, hou aan glo. Is jou skoonma moeilik? Sterkte. Hou aan glo. Man, ek wil net vanmôre vir jou sê, you got what it takes. Jy het wat dit vat. Hoe kan jy dit so sê? Ek en jy nog eers 5 woorde mekaar gepraat nie. Ek weet ook nie presies wie jy is nie, maar ek weet wie God in jou is. En daarom kan ek met vaste vertroue vanmôre sê, omdat ek weet wie God is, you are gonna make it through this season. Jy gaan dit maak. Hou net aan loop. Hou aan glo. Al wil die omstandighede om jou nie eens meer glo nie. Keep on walking. So kyk jy meer na die reëse, of hou jy vas aan God se beloftes? Laat jou identiteit gevind word in hom, nie in jou omstandighede nie. En hou aan glo, of voel jy staan alleen. As God vir jou is. Manne, as God vir jou is. Ek moet vandag met iemand se geesmens praat en hom aktiveer. Ek sê, as God vir jou
is, wie kan teen jou wees? Hy is met jou. Hy gaan voor jou uit. Hy bewaar jou van agteraf. Keep on walking and don't look back. Great things are coming over your life.